Welkom terug, Rotwals. In hierdie video gaan ons kyk na vraag 10 van hierdie vraestel. Hulle gee vir ons 'n vergelyking van g van x en dit lyk sommer soos 'n eksponensiële grafiek want x daarbo in die eksponente. Die eerste vraag vra vir ons om die koördinaat van die x-afsnit van hierdie grafiek te bepaal in terme van g, a en k. Dit gaan beteken dat ons nie vir g van x gaan verander na y toe nie. En as ons vir x wil oplos, moet ons ook onthou dat hy is in die eksponente. So die eerste ding wat ek gaan doen is, ek sal die a tot die mag minus x na die linkerkant toe bring, en dit los my met k minus g van x. Om binne in die eksponente te begin werk, moet ons die grondtalle dieselfde kry, maar dis glad nie moontlik in hierdie geval nie. So dit beteken ons sal logs moet gebruik. So ek sê altyd vir myself die volgende rympie en dan onthou ek hoe om 'n eksponensiële vergelyking oor te sit in 'n log vergelyking. So, ek sê die eksponent is gelyk aan log van die grondtal en dan die ander getalle aan die ander kant van die is gelyk aan teken. En dan die laaste ding wat ons wil kry is net vir x positief, dit beteken ons sal die minus wegdeel, en omdat dit alles een term is, aan die ander kant van die is gelyk aan teken, sal ons net die minus vooraan log gaan sit. En dis dit. Vir die volgende vraag vra hulle nou vir ons om die grafiek van g te gaan skets indien a tussen 0 en 1 lê. Dit beteken dis 'n breek en dit beteken ook dit is 'n dalende grafiek. En dan sê hulle vir ons k moet groter wees as 2. So die eerste ding wat ek nou oplet is dat k in die vergelyking in die plek is van die asymptoot van die eksponensiële grafiek. So as dit groter is, sal ek net aandui waar ek 'n 2 op my y-as gaan sit. En hierdie is dan nou net y is gelyk aan k, so ek wys dat dit groter is as 2. En dan wanneer dit 'n dalende grafiek is, dan beteken dit net ons grafiek beweeg in 'n afwaartse rigting. En jy kan nou maar net 'n vryhand skets vir hierdie enetjie teken. Dan die volgende gedeelte van hierdie vraestel gee nou vir ons 'n nuwe vraag. Hulle gee vir ons f en dan 'n klomp koördinate. Die eerste ding wat jy moet onthou van 'n koördinaat is dat ons weet dit bestaan uit 'n x en 'n y-waarde. So hulle vra vir ons, is f 'n funksie en dan moet ons verduidelik. So, f is 'n funksie wanneer daar slegs een y-waarde vir elke x-waarde is. So as ons nou gaan kyk na die koördinate, dan sien ons nie dat daar 'n x-waarde herhaal nie, en ons sien dan ook nie dat daar 'n y-waarde herhaal nie. So, gaan dit 'n funksie wees? Ja, dit is 'n funksie, en ons kan dan vir hulle sê, want vir elke x-waarde is daar slegs een y-waarde. Die tweede vraag vra vir die definisiegebied vir die inverse. So wanneer ons sien die inverse, dan moet ons weet x en y ruil om. So al die y-waardes in hierdie koördinate raak dan nou al die x-waardes, so ons sal vir hulle net gaan sê, dit raak dan nou 2, minus 1, 7, 1 en 6. En dan die laaste vraagie sê, bepaal P, indien dit vergelyking f was, wat dan nou ook die inverse was, en x2. So, die eerste ding wat ek nou sal neerskryf, is vir die inverse, waar x2 is. So, as ons nou gaan kyk, inverse beteken, x en y ruil om, dan gaan die y-waarde minus 1 wees.
So as ons dit nou gaan terugruil na die oorspronklike grafiek van F toe, dan beteken dit die X en die Y waardes ruil om en daarom sal P gelyk wees aan 2.